Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Sondag 26 Oktober. Die Kanaaniete se verdorwenheid. Kom ons bid saam. Liewe Heer, ons sê vir U vreeslik baie dankie vir die voorreg wat ons het om hierdie studie te kan deurgaan. Liewe Vader, maak asseblief ons hart en ons gedagtes oop, dat ons hierdie studie mag verstaan. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Lees Genesis 15 vers 16, Levitikus 18 vers 24 tot 30, Deuteronomium 18 vers 9 tot 14 en Esra 9 vers 11. Die Here het die landstreek Kanaan aan die Israeliete gegee. Wat sê die geleesde skrifgedeeltes oor die groot rede vir hierdie besluit? Ons lees Genesis 15 vers 16. En die 4de geslag sal hierheen terugkom, want die ongeregtigheid van die Amoriete is tot nog toe nie vol nie. Ons lees Levitikus 18 vers 24 tot 30. Verontreinig julle nie deur al hierdie dinge nie, want deur al hierdie dinge is die heidene verontreinig wat ek voor julle uitverdryf. So het die land dan onrein geword, en ek besoek sy ongeregtigheid daaraan, sodat die land sy inwoners uitspoeg. Maar julle moet my insettinge en my verordeninge onderhou en niks van al hierdie gruwels doen nie, die kind van die land of die vreemdeling wat onder julle vertoef. Want die mense van die land wat voor julle gewees het al hierdie gruwels gedoen en die land het onrein geword. Laat die land julle dan nie uitspoeg as julle dit verontreinig nie, soos dit die nasie uitgespoeg het wat daar was voor julle. Want almal wat enige een van hierdie gruwels doen, die siele wat dit doen, moet uitgeroei word onder hulle volk uit. Daarom moet julle my ordening onderhou om niks te doen van die gruwelike insettinge wat voor julle gedoen is nie, dat julle heel nie daardeur verontreinig nie. Ek is die Here julle God. Ons lees Deuteronomium 18 vers 9 tot 14. As jy kom in die land wat die Here jou God jou sal gee, moet jy nie leer om volgens die gruwels van daardie nasies te doen nie. Daar mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy dogter deur die vuur laat deurgaan, wat met waarsêery, goolery of met verklaring van voortekens of towery omgaan nie, of wat met beswerwinge omgaan, of wat 'n gees van 'n afgestorwene vra, of 'n gees wat waarsê, of wat die dooies raadpleeg nie. Want elkeen wat hierdie dinge doen, is vir die Here 'n gruwel, en om hierdie gruwels ontwil, verdryf die Here jou God hulle voor jou uit. Opreg moet jy wees met die Here jou God, want hierdie nasies wat jy uit hulle besitting verdrywe, luister na goëlaars en waarsêers, maar wat jou aangaan, die Here jou God het jou nie so iets toegelaat nie. Ons lees Esra 9 vers 11. Die land waar julle inkom om dit in besit te neem, is 'n onrein land, vanweë die onreinheid van die volke van die lande, deur hulle gruwels waarmee hulle dit van die een end tot die ander vervul het in hulle onreinheid. Esra 9 vers 11. Wat bedoel die Here wanneer hy van die nasies in Kanaan se verdorwenheid praat? Hiervoor sal ons verder as die boek Josua moet kyk. Deuteronomium gee mense goeie idee watter verfoeilike praktyke aan die orde van die dag was. Kinderoffers, waarsêery, towery, heksery, geestebesweerdery en spiritualisme. Hoofstuk 18 vers 9 tot 12. Die ontdekking van die Ras Shamra tablette, antieke tekste in die Ugaritiese taal, werp meer lig op die Kanaanitiese godsdiens en samelewing en toon dat 'n veroordeling en verwerping van hierdie kultuur nie net te begrype is nie, maar dat dit volgens Ou Testamentiese morele standaarde selfs geregverdig is.
Die Kanaanitiese godsdiens se oortuiging steun op die idee dat vrugbaarheid in die natuur deur intieme verhoudings tussen gode en godinne beheer en verseker word. Hierdie omgang tussen die gode het hulle in die lig van menslike seksualiteit beskou. Derhalwe het die Kanaaniete ritualistiese seks beoefen ten einde die gode en godinne tot geslagsomgang aan te moedig. Hierdie opvatting het tot die instelling van sogenaamde gewyde prostitusie gelei, waar beide manlike en vroulike prostituie aan seremoniële orgies deelgeneem het. Al hierdie gruwels was deel van die destydse Kanaanitiese geloofstelsel. Hoe 'n nasie se opperwesens optree is van kardinale belang. Dit sê wat daardie kultuur se hoogste maatstaf in sy sedelike strewe is. In ag genome die Kanaaniete beskouing oor hul gode, is dit geen wonder dat hul godsdienstige praktyke kinderoffers ingesluit het nie. 'n Praktyk wat die Bybel pertinent as verfoeilik beskou het. Argeologiese bewyse bevestig dat die inwoners van Kanaan gereeld hul eersgeborenes aan die gode, dit wil sê die demone wat hulle aanbid het, geoffer het. Die vergryste beendere van die klein geraamtetjies wat tesame met gelofte inskripsies in groot kruike gedruk is, getuig van hierdie mense se afbreekende godsdiens en die verskriklike lot wat dit vir baie van hul kinders ingehou het. Die uitwissing van die Kanaaniete is nie bygelas nadat God reeds besluit het om Kanaan aan die Israeliete te gee nie. Nee, die inwoners van Kanaan is 'n proeftyd gegee. 'n Tyd van ekstra genade waar tydens hulle die geleentheid gehad het om, via die patriarge wat in hulle midde getuig het, die Here en sy karakter te ontdek. So, dit is duidelik 'n geval van verspeelde kanse. Die Kanaaniete hou by hul afskuwelike praktyke, totdat die Here dit uiteindelik noodgedwonge stopsit.